Nou, my boodskap vanoggend gaan diep tref. Toe wees verseker, kom in die hand van die Here uit sy hand uit. Net soos in die tyd van Noag en Lot. Ek sien die ander dag by die ouer suster 'n opmerking of ek lees iets wat staan dat Noag het vir meer as 100 jaar gepreek terwyl hy die ark gebou het. En sy gepreek was, mense, laat staan julle sondes, mense kom tot inkeer, kom dien die Here. Dit was, en ek glo dat hy het as hy kans gekry het, het genoem, dag 365 dae. Oor 100 jaar het hy gesê, Here, julle moet die mense, julle moet tot inkeer kom. Kom staan nader aan die Here. En ons weet dat net sy naaste familie het geglo. 8 mense kon die ark binne gaan. Nou ek glo dat die ark nie nodig sou wees as die mense tot inkeer kom nie. As die mense hulle sonde laat staan het nie. Maar ons weet en ons ken die verhaal dat Noag het 8 mense ingebring, 2 van elke dier, om die woeste reën en water wat God gegee het, omdat mense nie gehoor gegee het aan sy woord nie, het hulle almal laat sterf, almal laat omkom. En ek besef dit is so waar. Baie gee in hierdie tyd waarin ons lewe nie ag op die woord van God nie. Mense wil nou maar een keer nie verander nie. Almal gaan maar net aan op dieselfde draad, dag in, dag uit, week in, week uit, maand in, maand uit, jaar in en uit. En ons word oud in die kerk. En ons is nie waar ons moet wees nie. Nou vraag vir jou, wie gaan die hemel binne gaan? Wie gaan die hemel binne gaan? Dit is nie so maklik nie. Dit gaan nie sommer net van self kom nie. As jy begeerte het om eendag saam met God die Vader, die Seun, die Heilige Gees in die hemel te wees, dan sal ons elkeen na bietjie moet iets begin doen in ons lewens. Ons sal moet toelaat dat God ons hart, siel en gees moet verander, om soos Jesus te word, anders dan gaan ons nie die koninkryk van God beerwe nie. Dit is asof die geskiedenis homself weer herhaal, net soos in die tyd van Noag en Lot. Mense, of jy dit nou wil hoor, en of jy nie wil hoor, die koms van Jesus is voor die deur. Predikers sê dit al vir 100 jaar. En dit het gebeur, en dit gaan gebeur. Ons kan nie aangaan met ons eie lewens nie. Ons moet dit doen wat God van ons vra om te doen. Ons moet die Here ons God, ons hemelse Vader, een van wie ons lief is, moet ons behaag met ons hele lewe. Jy kan nie 'n stukkie uitlos nie. Dit sal moet alles wees of niks. Pastore preek, dominees preek, evangeliste preek, maar as of mense net nie ag gee nie, hulle gaan maar net elke dag aan met hulle normale lewe. Daar gaan tyd wees. Nou jy week of 2 terug, die tyd is nou. Baie mense sit onder die klank van die woord, maar dit gaan by die een oor in en by die ander oor uit. Baie gee nie ag op God se woord nie. Hulle hoor dit gereeld, maar wil nie daai verandering doen nie. Wil nie daai ekstra myl stap met die Here nie. Mense het oor die afgelope tyd en praat en hoor en sien jy mense het hulle afgestomp geraak oor God se woord. Dis asof hulle dit te veel gehoor het. Maar ek kan vir jou sê, God se woord sal ewig daar wees. Tot aan die einde van die dag sal God se woord uitgedra word, so dit beter om dit nou te ontvang en te doen wat die Here wil ons moet doen. Ek lees
vir jou vanoggend Jesus se woorde oor dit wat ek nou vir jou preek. Lukas 17 vers 26 tot en met vers 36. Jesus kom en hy sê, net soos in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die Seun van die Mens. Hy het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Toe kom die sonvloed en dit het hulle almal uitgewis. In die tyd van Lot het dit ook net so gegaan, sê Jesus. Hy het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het almal uitgewis. Vers 30 sê, net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die Seun van die Mens verskyn. Dan moet die man wat op die dakstoep sit nie ingaan om sy besittings in die huis te gryp nie. Net so moet ook die man wat op die land is nie onder haar huis doen nie. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het. Elkeen wat sy lewe probeer behou, sal dit verloor, maar elkeen wat dit verloor, sal dit behou. Ek sê vir julle, dis Jesus wat hier praat. Dan sal twee mense op een bed slaap, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vroue sal koring haal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Iets wat my getref het, is dat ons sing hierdie koortjie of hierdie liedjie as kindertjies. Twee sal eendag saam wees. Die een sal saamgeneem word. Kan ons mense nie net wil hoor nie? Kan ons net uitgaan in die woord van die Here vir mense gaan sê, word wakker, die tyd is min nie. Wat die woord van die Here sê, en almal is uitgewis, en die een sal agtergelaat word. Dis harde woorde komende van Jesus. En dit wys ons dat om in die hemel te kom, my liewe suster, nie so maklik is as wat ons dink nie. Ons moet skouer aan die wiel sit. Elke persoon, jong en oud, sal moet kies. Is ek vir Jesus of is ek teen hom? Gaan ek leef soos ek wil, of gaan ek leef soos wat Jesus wil hê ek moet leef? Gaan ek ag gee op die woord van God, of gaan ek maar net aan soos normaal? Dit sal 'n keuse moet wees, om God met jou hart, met jou siel, met jou gees, met jou verstand, met alles wie jy is te dien. Anders gaan ek verlore gaan. Dis Jesus wat hier kom, en hy tref 'n vergelyking, my liewe suster, tussen die uiterste sondigheid, wat voorgekom het gedurende die antieke tyd van Noag en Lot, en die soortgelyke situasies, wat net voor sy wederkoms besig is om af te speel. Kyk maar bietjie om jou rond wat aangaan. Die Bybel is die waarheid, en die Bybel praat van al hierdie dinge. Daar gaan groot dinge nog gebeur, maar tot dan, totdat Jesus kom, sal ons die keuse moet vat. Ek gaan alles vir Jesus gee. Ek kan nie net 'n bietjie gee nie. In die tyd van Noag en Lot was daar groot skaalse geestelike verval. Omdat feitlik almal God vergeet het. Hoe vol sit kerke vandag? Hoeveel mense, dink net in die stad hier om ons, sit vanmôre by die huis en het God vergeet. Die een is besig om in die tuin daar te werk, as het nie so koud is nou daar buite nie. Die ander is besig om shopping te gaan doen, want het was die einde van die maand. Alle mense het gesê, luister, ek is moeg, ek wil rus, ek gaan so 'n bietjie weg. Hulle het God vergeet. Hulle het die een vergeet waaroor die lewe eintlik gaan. Hulle is oop en bloot, het hulle gesondig en hulle self oorgegee. Dis nie tyd van Noag en Lot aan die begeerlikhede van 'n verdorwe natuur. Die versinsels lees ons in daardie tyd of ons steeds vandag, is altyd deur net slegs die mens se harte. Hulle is glad nie ingestel op dit wat God van ons vra om te doen. En dis dieselfde situasie kenmerkend van ons tyd nie. Kom ons lees wat sê 1 Timoteus 4 vers 1.
Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwelse aanhang. Dit gebeur om ons. Ons het gistermiddag het ons met mense gesels wat mense besig is om met snaakse dinge te doen en sê, dis die Here wat sê, dis die Here wat sê. Maar kyk jy na lewens, hulle is so ver van die Here af. Die kerk loop leeg. Meer mense is afvallig vandag as mense wat God dien. Want die eise van 'n kind van God wees pas nie meer in hulle raamwerk vandag nie. Hulle soek net die lekker van die lewe. Dis wat dit om ons aangaan vandag. Kyk 'n keer rond. Mense is nie meer skaam hoe hulle leef of wat hulle sê of wat hulle doen nie. As ek dit mooi dink, is dit asof baie mense onder die invloed van die duiwel is. Want daar is soveel boosheid in mense se harte vandag. Jesus sê Matteus 15 vers 8, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. Nou vra ek jou vanoggend, eer jy nog God? Of eer jy jouself? Is jou hart, siel en gees God se? Of is jy net halfpad hier vanoggend? Is jy teenwoordig, maar jou hart is nie hier nie? Kom ons kyk bietjie verder. In die tyd van hoog en loop was die mees ontspandige leefstyle sosiaal aanvaarbaar, veral onder sodomie. Onthou jy daai gedeelte? Die manne van Sodom het geen soos die Lot se dogters belang gestel nie, maar wou seksueel verkeer met die engele. Kyk hoe gaan mense vandag. Die wêreld het gays en lesbiese verhouding algemeen aanvaar. Slaak jy die televisie aan, dan sien jy dit. Loop jy in die strate, dan sien jy dit. Hierdie perverse verhoudings en gewoontes het die norme geword van vandag. Die ander dag hoor ek dat seentjies nou dogtertjies klere kan aantrek en dogtertjies seentjies klere. Dis om van naar te word. Wat gaan aan? Wat gaan aan met die mense? Niemand sê meer iets daarom nie. Ag, almal doen dit, kom doen ons dit nie ook nie. Want as jy iets sou sê, dan word jy gespot of jy word uitgekry. Ons lees in Romeine 1 vers 26. Daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartsogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen natuur is. En net so het ook die mense die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, hulle wel is teen mekaar ontbrand, want wanneer hy met manne skande bedrywe en hulle self die noodwendige vergelding van 'n dwaaling ontvang. Kyk wat praat Paulus hier. Hy praat van skandelike gedrag. Ja, dit is 'n skande en was 'n skande. En is nog steeds 'n skande. So 'n paar jaar terug het die mens heeltemal verander rondom dit. Dit begin jouself toe jy jong was. Alles wat vir 'n mens 'n skande was, is nou aanvaar word. Volgens wie vra ek jou? Volgens wie is hierdie ding aanvaar? Definitief nie volgens die woord van die Here nie. Dis nie volgens God aanvaarbaar hierdie ding nie. Dit bly verkeerd in God se oë. En my broer en suster, dit moet verkeerd bly in ons oë. Want as ons dit aanvaar, dan is ons net so. Ons moet daaroor praat. Ons mense sê, jy kan dit nie doen nie. Weet jy wat? Hierdie verkeerd leef het nou 'n naam gekry. Het jy gehoor wat sy naam? Hulle noem dit vryheid van keuse en menseregte. Wow, reg. God het man en vrou geskep om saam te leef. Hy het nie Adam en Eva geskep. Hy het nie Adam en Eve geskep. Ons het nodig om teen hierdie goed te praat. Anders sê ons goedkeuring daarteen. Ek het nou so lekker op trant, dat ek maar nog so 'n bietjie iets doen wat in God se oë verkeerd is. Saambleiery is nou maar oké. Dit dryf in teen God se beginsels. My liewe suster, want
saamheid algemene verskynsel geword. Ja, veral selfs onder die jong mense, ouer mense, bejaardes, almal is skuldig aan hierdie tipe van goed. Dat het glad nie meer iets is wat mense dink is snaaks of ongewoon nie. Wat nog te sê van verkeerd? Mense aanvaar het nie. Verskonings wat mense hoor is, ons toets om te kyk of die verhouding moet reg is vir die volgende stap. Want jy toets 'n kar. Jy vat 'n kar vir 'n test drive. Is ek reg of verkeerd? Of ons toets of dit net goedkoper is. Nee man. Of dit in elk geval nie verkeerd is nie, want ons gaan ons een of ander tyd terug. Ag, pastoor, ek is verloof. So wat? Dis verkeerd in die oë van die Here. Dit moet verkeerd wees in ons oë. Ons kan nie meer dit saamstem nie, hoor my woorde. Hierdie verskonings of kom sê, selfregverdiging is en bly sonde in die oë van die Here. As iemand iets wil selfregverdig, dan is dit sonde in die oë van die Here. En dit kom gewoonlik van baie mense af wat sê hulle is Christene, of hulle self as Christene beskou. In die tyd van Noag het die grootskaalse geestelike en morele verval die samelewing gelei, en dit gaan nog steeds so. Tot 'n sondekultuur, dat 'n kultuur gevorm, waar mense gekant geword het, teenoor dit wat God van ons vra, en God van ons eis. 2 Timoteus 3 vers 3 en 4 sê, hulle sal liefdeloos en onverzoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Maar die Moses woord sê so, gaan kyk om jou rond, dis wat gebeur in hierdie tyd. Liefde vir God is nie meer daar nie. Liefde vir genot is nou die inding. Naweek het mense joltyd geword. Wat het geword van Sondag, die dag van die Here, waar mense by mekaar gekom het, waar mense saamgekom het, om God te loof vir sy grootheid en sy goedheid in ons lewens. Om te luister wat sê die woord van die Here. Om te net te sê, Here, ek is lief vir U. Om God te kom eer, vir gesondheid en krag van elke dag. Wat het geword van Sondag? Waar ons agterna stil raak en gaan rus op 'n Sondagmiddag. Mense sal eerder op hulle motorfiets klim en gaan jaag. Of in 'n kar klim en gaan goeders koop. Weet jy wat vertel hierdie goed vir my? Dat die mense se waardes heeltemal verander. Mense dink nie meer oor dinge soos in die verlede nie. Mense voel nie meer oor dit wat saak maak nie. Hulle wil 'n eie ding doen. En Sondag, die dag van die Here, die dag waar ons moet rus, 'n dag van plesier maak. En dan vra hulle, hoekom seën God my? Want hulle weet nie dat hulle onder die sambreel van God uitbeweeg het nie. Dat hulle eintlik ver van God af is. Die volk prys my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. Kom maar, gaan so 'n bietjie aan. In die tyd van Noag en Lot het anargie geheers, want mense in daardie wettelose samelewing gedoen het net wat hulle wou. Met geweld was die algemeenste manier om geskille te besleg en doelwitte te bereik. In Genesis 6:13 sê die aarde is deur vervul met geweld. In die eindtyd sal samelewing en rusister ook in soortgelyke toestande verval. En niemand sal meer veilig wees. Kinders op pad skool toe sal nie meer veilig wees nie. Net verlede week het dit gebeur daar by ons, op daai een godsverlate ou plek Henneman. Toe, dink net hoe gebeur het in stede. Ons mense soek hulle eie wil, hulle wil dinge doen soos hulle wil. Jy weet wat gebeur? Die mense wil werk toe gaan, maar hulle word gekeer om werk toe te gaan. Omdat mense hulle eie begeerte soek. Hulle het hulle geslaan, hulle het tyres gebrand, hulle het alles verniel, en hulle breek al die vooruitgang wat ons probeer doen, breek hulle af.
En dis pure selfsug. Dink net oor hulle self. Mense wat hulle kos, hulle brood moet gaan verdien, word weerhou daarvan. En hulle word geslaan as hulle wil doen. Die volgende ding is in tye van Noag en Lot was mense totaal materialisties. En het net vir hulself die dinge van die wêreld geleef. Kyk wat gebeur vandag. Hoeveel geld spandeer mense aan vermaak, aan partytjies en persoonlike rustye sonder Jesus. Dit kos mense baie geld en dit maak nie hulle saak wat dit kos nie. Maar kom dit by God se koninkryk, het hulle nooit geld nie. Nou hoor ek nie amen, dit is so. Die kerk trek swaar, want mense ondersteun swak en baie gee nie eens geld nie. Dit maak nie hulle saak of God se werk uitgedra word of nie. Kan ek vir jou sê, as jy respek het vir God en vir sy koninkryk, sal jy die beste van jou vermoë, nie, jy sal alles vir God gee om sy werk te ondersteun. Hoor wat sê Spreuke 3 vers 9 tot 10. En ek praat nie van tieners nie. Vereer die Here met offerhandes uit al jou wat jy besit met die beste van jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou barskrype oorloop van wyn. Weet jy wat? Offerhandes is my weeklikse bydrae om die water en ligte te betaal. En die beste van my oes is my maandelikse bydrae vir die Here. Ouds pastoor, dit is so. As ek God eer, as ek respek het vir God, sal ek my beste doen vir die Here, my beste gee. Net soos in die tyd van Lot, sal hy tot besinning kom, voordat dit te laat is. Hoor wat sê Lukas 17, vers 28. Net soos ook gebeur het in die dag van Lot, hy het geëet en gedrink, gekoop en verkoop, hy het geplant en gebou, maar op die dag van Lot het Sodom uitgaan, het vuur en swaal en hemel gereën, en almal is vernietig. So sal dit wees, die dag wanneer die Seun van die mens geopenbaar word, tot daai dag. En die laaste dag sal mense goed soek, drank en dwalms. Hulle sal alles aanwend om hulle sorge in die lewe te probeer vergeet. En dan sal die skielike koms van die bruidegom ons 'n bruid kom maak, vir hulle soos 'n strik wees, om hulle voor te berei vir die verdrukking en die oordeele wat God op hulle gaan hê. Lukas 21:34 sê, maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie. En die dag sal julle skielik oorval, want soos 'n stryk sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Nog een is, in die tyd van Noag het Lot met algemene publiek met die manne van God gespot. Hulle het glad nie aan profetiese waarskuwings oor die oordeel van God gesteun nie. Hulle het maar net aangegaan met hulle roekelose lewe en vreeslike genietings en lipsig. As gevolg van hiervan het Noag en sy gesin 8 mense, 8 by die onderste, kon in die aarde gaan. Ekskuus tog. 'n soortgelyke situasie van minagting vir Bybelse profesie is besig om tans te gebeur. 2 Petrus 3 sê, dit moet julle veral weet, dat daar aan die einde van die dag spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Waar is die belofte? Mense doen in elk geval net hulle eie begeerlikheid, maar minag God se begeerte. Diegene wat op die smal weg is ver in die nederig, maar die pad na die verderf loop oor van mense. Hulle stamp en stoot mekaar om voor te kom. Min weten wat wag aan die einde van daardie pad. In die tyd van Noag en Lot het die Here die vervalle sondaars 'n billike tyd gegee om hulle gebose weer te verkeer. Hy het hulle 120 jaar gegee. Wanneer is die koms van die Here? Kan môre wees. Kan oormôre wees, ons weet nie. Nie eens Jesus weet nie, God alleen weet.
En dit gaan kom soos 'n dief in die nag. So wat moet ons doen? Ons moet gereed wees. Ons moet op die plek wees wat God van ons vra om te wees. Ons moet doen wat hy van ons verwag om te doen. Ons moet hom eer. Ons moet hom respekteer. Ons moet alles doen wat hy ons vra om te doen. Want ons weet nie wanneer die koms van die Here hier is nie. Ons weet dit nie. Niemand weet dit nie. Die tyd loop uit. Moenie God se dinge agterweer los nie. My vraag vanoggend is, waar staan jy ten opsigte van hierdie paar goedjies wat ek nou vir jou genoem het? Het jy al jou lewe oorgegee aan God? Stel jy God eerste in jou lewe? Eer jy God soos wat hy van jou vra? Ek wil jou vra om die oë se vir 'n oomblik toe te maak. Prys die naam van die Here. Ek ervaar net ons moet nou nog opneem. Ek gaan vra die manne wat gereed het om vorentoe te kom terwyl die musiekspan ook vorentoe kom.